insit, is nog deel van die leidkaart. So Daniël hoofstuk 12 vers 5. En ek Daniël het gesien en kyk daar het twee ander gestaan, een diskant van die wal van die rivier en die ander op die oorkant van die wal van die rivier. En die een het aan die man met die linne bekleed, wat oor die water van die rivier was, gesê, hoe lang sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met linne bekleed, wat oor die water van die rivier was, en hy het sy linkerhand van die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende. Julle het dit Openbaring hoofstuk 10 gehoor. Wat het die engel gedoen? 16 self. Hy sê, hy het gesweer by die ewig lewende, 'n tyd, 'n tye en 'n halwe tyd. En as hulle die mag van die heilige volk geheel bestrooi het, sal al die dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie, daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van die dinge? En hy het my gesê, kan nie Daniël, want die woorde bly verborgen en geseël tot die einde. Net nog gelyk. Kom ons bid. Here, ons van 'n breek gevat, ons van skep, gereed gemaak vir die tweede. Ek vra dat ons nou verder sal lei, ons kyk oor hoe hierdie dinge alles vir mekaar uitkom en ons 'n antwoord kan gee op die tyd van ons lewe. Dat sit op het staan, maar nie net op het staan, maar ook iets sê om met ander te deel. Om die groter prentjie te kan uitdeel van wat sien, oorspronklik in Jesus naam. Sy vraag my, van ek kan verduidelik oor die laaste twee tydperke wat in die boek Daniël plaasgevind het. Want glo word daar nou gepraat op daai skerm oor die tydperk. Ja, ons gaan daarna kyk. Dis al wat ek kan sê. So Psalm 63 vers 3, so dat u in die heilige man skuil en u sterkte en u heerlikheid. Die antwoord lê binne en die is dat u wat God vir Moses gegee. Die bewegingsidentiteit is wat ek sê, ek glo dit is die 70 kerk wat in die laaste beweging gaan wees binne hierdie kerk lê hierdie volmaakte waarheid. Hoekom? Want die beweging moet die gebooie van God onderhou. Hulle moet die getuienis van Jesus Christus hê en hulle het die gees van Christus. As al die dinge daar is, moet die antwoord gevind word, wanneer die drie dinge hou, alles by mekaar, wat vanaf die Waldense tyd openbaar is, tot en met vandag. Maar kom ons maak seker, ons verstaan. So kom ons gaan net weer terug, net om te onthou waaroor dit alles gegaan het, ons het gesê, ek hoef nie meer lammetjie te bring nie, ek kan nou in geloof kom, en aanvaar wat Jesus vir my kan doen het. In Egipte vind ons onsself in sonde. Dit is hier waar so ons 'n slaaf van sonde is en die Here wil ons hier uithaal en hy doen dit deur genade, deur ons ewigheid evangelie te gee. En daarvan lees ons in 1 Petrus 1 vers 18 en 19 en in Romeine 1 vers 16 en 17. Maar saam met die offer wat gebring moet word, is daar ook 'n verbond. En Markus 9 vers 49 en Romeine 12 vers 1 vertel vir ons waaroor hierdie verbond gaan. En hierdie verbond is om te onthou, dit is nou nie meer 'n fisiese ding wat plaasvind nie, maar 'n geestelike besnyding van die hart, so die waarhede teruggeplaas kan word in die hart. Dan het ons die eerste doop, dis die geestelike doop, dis die Heilige Gees wat ons kan lei. En soos die wolkkolom wat Israel gelei het na die beloofde land toe, so het ons ook die Heilige Gees wat ons kan lei na die beloofde land. Ons kan versoeking sê, net soos wat Israel versoeking sê, maar ons het ook gesien, ons het die belofte, dat ons die versoekings kan deurmaak. Dit kan ons nie vashou nie, wat ons sê, daar die belofte, dat ons deur dit sal kom. Hoe? Deur ons oog gefestig te hou op Jesus, wat dit vir ons kom wys het hoe om dit te doen. Op ons eie kan ons dit nie doen. Eva kom by die boom, sy plaas in die slang, sy het gedink, lees ons in die boek van Patriarge en Peter, dat sy nie sal val, te Satan, te slang se aanval. Sy het gedink, die sit ons vandag. Sy moes nie gedink, sy moes vertrou.
So, dieselfde daarmee. As ons soos oop van Jesus af wegneem en ons dink ons gaan besoekings kan bekom op ons eie, dan maak ons fout. Slegs in Jesus kan ons dit oorwin. Ons het ook dan gesien die Sabbat het eintlik dan bo uitgekom by die voorhangsel met die Sabbat is voorgeen vergeet, die tweede is loop die kies een, dit wat ons vandag gesien het by die waskom in die heilige plek stel dan ook voor ons geestelike groei. En ons geestelike groei is dit moet kom tot in die tydperk waar ons nie meer nodig het om terug te gaan na die dinge van voorheen nie, en dan praat hy van die handoplegging, die doop, die afwas van sondes en al daardie dinge. So wat sê hy eintlik? Hy sê ons moet nou by die punt gekom het waar ons nie nodig gehad om moeilik te praat nie. Ons moet by die punt wees waar ons gaan fokus op die einde van tyd wat kom. En dit is ons kyk na hierdie profesie en dit het ons self te verstaan en dit belangrik is om te fokus op wat daar binne in die hemelse heiligdom aangaan. Op Jesus gefestig gaan. Ons het gekyk na die voorhangsel, kyk na die Godsdienstdag en ook gesien wat alles daar plaasvind en hoe die hoofleser daar gewerk. Toe ons kyk na hierdie tyd profesie en ons het gesien dit begin in 457 voor Christus, dit is die bepaalde gees. In 408 voor Christus is die tempel herbou. Daarna verloop 434 jaar en 27 na Christus word Jesus gedoop. 3,5 jaar daarna is 33 na Christus, toe staan Jesus vir ons aan die kruis. En in 34 na Christus steeniger Stefanus en vervolging vind plaas en die volk moet vlug. Nou goeie nuus. In die boekie wat van julle gekry het, is die volledige uitleg ook daarin gesit. So dit help nogals as jy dit het, jy kan daarna kyk. En dan ook later ons besig om die sticker by mekaar te sit. Waar ons die sticker ook het. So dan mense dan ons deur middel van die Walter laat weet of ek kan persoonlik laat weet dat gereed is. En dan het jy die sticker wat jy agter in jou Bybel kan sit. Nou as hulle nie na ander Bybel gesteel het nie, kon ek julle gewys het hoe lyk dit. Want dan het jy daai hele uitleg wat jy dan kan gebruik om te sê hoe dit presies in plek val, soos wat ons sê daarna kyk. Maar wat ons nou wil weet is, Daniel het gepraat van 2300 aandes en môres. Hy het gesê verstaan nie gesig jy agter die woord. So ons kom hier, wanneer eindig dit? Wat is vandag plaas? Sodat ons kan verstaan wat is die 6de en die 7de en ons tydperk gebeur. En Daniel het gekom op die punt wat hy vir ons gewys het, toe sê hy, dis al wat vir my gewys was, ek kan nie meer vir jou wys nie. Dit is wat my gesê is, en ek is gesê ek die boek seel, vir die tyd van die einde. So, ons sê, dan hierdie tydperk, 1060 dae, 42 maande, 3,5 jaar, 2300 aandes en môres, 1290 dae, 1330 dae. Dit is wat ons nou gesien het en onthou, 'n dag in die Bybel is gelyk aan 'n jaar. 'n profetiese dag is gelyk aan 'n jaar. So ons wil kyk hoe al hierdie dinge bymekaar kom. Ons het vir Daniel gevra en gesê, dis al wat ek het. En nou kom Johannes, nou sê ek sy hand op en hy sê, ek het 'n antwoord. Ek weet waar dit is. Kom luister, kom kyk, ek wil vir jou iets wys. Hy sê, die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe. Daniel hoofstuk 12 vers 7. Toe hoor ek die man met linde gekleed wat bo op die water van die rivier was en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewige lewendes. Sien jy begin dit so by mekaar te kom en hoe alles so mekaar inpas. Hy sê, kyk, dieselfde word vir my gewys. Hierdie een het gesê dat alles geseël moet wees, maar in Johannes sê hy sy hand op nou die hemel gesit en geskree by die een wat ewig lewe, wat hemel geskaap het en wat daarin is en die aarde wat daarin is en die sewe daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. So wat sê die geen tyd meer? You and your future, Philip Pelson skryf, time no more shall be, and yet ordinary time was to continue. As the rest of the sentence,
end of the chapter make plain. Only the prophetic clock had stopped as far as day setting was concerned. So kyk nou op. Dit gaan nie verder aan nie, maar nie gewone tyd nie, profetiese tyd van nou op aan. So die profetiese horlosie wat te doen gehad het met datums plaas, kom tot 'n einde. Dan gaan hy sê, maar in die dae van die tyd van die 7de engel, wanneer hy die woestyn sal plaas, dan is die verborgenheid van God volbring. Soos hy die blye tyding verkondig het aan die diensknegte en sy profete. Nou moet ons onthou, wat die daar gepraat word oor die verborgenheid van God in heiligdom taal, het die Jode verstaan as die allerheiligste plek. Dit was verborgenheid, want hulle het nie geweet wat daar binnekant plaasvind nie. So in heiligdom taal kry Johannes in die boodskap en sê, dan is dit wat daar verborgen was, wat hulle nie heeltemal verstaan het nie, heeltemal oopgemaak. Soos hy die blye tyding verkondig het, as hy diensknegte die profete. Weer hier in your future, Philip Carlson verduidelik en sê, and in the time of the seventh angel sounds his trumpet, the gospel plan of redemption, which is God's hidden purpose or mystery, will come to its end. So wanneer die 7de engel van blaas, dan kan die volledige boodskap, die evangelie wat ons sê, heeltemal oopgemaak. Dit kan verstaanbaar wees vir almal. So Openbaring 11 het ons gesien praat van twee getuies. Wie sien die twee getuies? Hy sê eers, dit is die olyfboom. Maar ons weet ook, ons kan sê, dit is die wet en die profete. Kom ek maak dit nog makliker. Dis die woord van God. So die woord van God is in hierdie tydperk hier tussen die heidene in, maar ongelukkig vertrap hulle die waarheid. En jy kan dit nie weet nie, want dit is vir Johannes gesê, moenie weet nie, moenie kyk eintlik wat daar gebeur nie, want ek moenie hê dit moet weet wat die fokus is nie, maar kan vir sekere dinge wys wat daarvan gebeur. Openbaring 11 vers 3. En ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Ons kom net kyk waar ons was. Ons is in die tydperk. Wat gebeur in hierdie tydperk? Openbaring 11 vers 3 maak dit bietjie makliker wanneer ons New King James lees en sê, they will be clothed in sackcloth. Nou wanneer jy 'n sackcloth aangaan? 'n tyd wanneer jy rou. So wanneer rou jy? Wanneer iets doodgaan, wanneer jy sonde gehad het en dit was so groot dat jy gevoel het jy moet jou vrede skeer en dan het jy daar as op jou hoof gegooi en die roudklere aangetrek. So dit kan gebeur in 'n tydperk wanneer daar gerou gaan word oor iets wat daar nie meer is nie. Hierdie tydperk was die donker eeue gewees. Die donker eeue wanneer die waarheid nie meer daar is nie en iets in die plek van die waarheid gekom het en die wet en die getuienis gaan rou plaas daaroor want die waarheid is nie meer daar nie. Iets is in sy plek gesit. En dit is wat in die donker eeue gebeur het. Openbaring 12 vers 13 en 14 sê, en toe die draak sien dat hy weer gewerk is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die stem gebaar het, maar twee plekke van 'n groot adem is aan die vrou vergeef. Sodat sy in die woestyn na 'n plek ontvlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word hoe lank? Tyd na halwe tyd. Ons sien die tydperk in Daniël gesien? Ja, ons sê. Ons het gesien dit het te doen met 3 en 'n halwe jaar. So op dieselfde tydperk wat hier is dan iets wat ook in Openbaring 11 dan plaasvind. So wat doen hierdie twee getuies in daardie tydperk? Openbaring 11 vers 4 en 5 sê, hulle is twee olyfbome, die twee kandelaars wat voor die God van die hele aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, van dan vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy dieselfde manier gedood word. En 'n koppie, hy het gepas vir Elisa geroep om hom te volg as die volgende profeet, maar Elisa is een of ander rede nie in daai film saam met hom. So, daar gebeur
Iets is reg onthou as die koning wat uit die venster uitgeval het en hy soek 'n antwoord en hy stuur sy manne na Baal hierop toe as ek die reg nou was, maar was een van die Baalgode gewees. Op pad daarna toe loop Elia vir hulle bo van die berg op van die kopie af en sê, waarheen is julle op pad? En hulle sê vir ons is op pad, en hy sê, gaan terug na die koning toe en sê vir hom dat hy sekerlik sal sterwe. Daar kom van terug, kom by die koning, vertel hom wat gebeur, en hy stuur 100 soldate na hom. Hoofman kom daar, en kyk op, hy sê, man van God, ek sê vir jou, jy moet nou afkom en na die koning toe kom. En Elia sê vir hom, as ek die man van God is, wat vuur uit die hemel neerkom en julle verslaan, vuur kom uit die hemel af neer. Tweede goede woord gestuur. Tweede goede kom, man van God, koning sê jy moet nou kom. As ek die man van God is, wat vuur uit die hemel kom en verslaan julle. Dit gebeur. Die derde keer toe die man kom, toe kom die hoofman en in plaas daarvan om te sê, man van God, sê dat hy tot by hom gekom en voor hom kom by en gesê, mag my en my dienaars genade vind in die woord, sal u asseblief saam met ons na die koning kom en Elia kan verby. As iemand hulle wil beskadig, dan vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, dan het hulle op dieselfde manier gedood word. Wat het gebeur met koning Agab? Hy het gedink, sy sondes kan hy kan verberg, nou het hy op 'n naald doodgemaak. En hy is op dieselfde manier doodgemaak word op 'n naald doodgemaak. Johannes gebruik dieselfde simbole van Sakaria 4, maar die verskil hier is waar een kandelaar in Sakaria genoem word, is daar twee kandelare in Openbaring 11. Maar dieselfde terminologie word gebruik en dit is dat Sakaria en Openbaring die werking van die Heilige Gees erken. So die Heilige Gees kan daar wees, maar ongelukkig met die goed wat van plaasvind van die waarheid nie kan uitkom soos wat die goed vir daardie tydperk. Weer hier in jou future bladsy 206. They are shown providing the oil that gives light in the sanctuary. They are the two parts of the Bible, the Old and the New Testament, which contain the fullest expression of the Holy Spirit to men. So hierdie is die lig wat in die heiligdom moet skyn. Die twee gedeeltes, die Ou en die Nuwe Testament. So buite die kandelaar waar die olie ingegooi word, het ons ook die toonbrode, 6 aan elke kant, wat die woord van God uitdeel. So die hele Openbaring, as ons dit eintlik opvat, kan ons sien, praat heiligdom taal. Want as jy dit sien, dan begin jy dit by mekaar sit en sê hoe alles na die een plek toe wys. En dis hoe God vir ons sien en waar jy dit wil openbaar. Openbaring 11:6, sal ek maak om die hemel te sluit, so daar in die dag van hulle profesie geen reën kan val nie. Met wie dit nog gebeur? Elia. Elia het na Agab toe gegaan en hom sê, vir die volgende 3,5 jaar sal daar nie reën op die aarde val nie. Hoeveel jaar? 3,5. Ek dink dit net. Seker, dink wat daar gebeur het, wat God gebruik vir die einde. So hulle het mag om die hemel te sluit, so daar in die dag van hulle profesie geen reën val nie, 3,5 jaar. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plase dikwels as wat hulle wil. So kom ons kyk vinnig na die 7 bassyne. Die vegetasie word getref, die see word getref, dan word bloed, die waters word bitter, die hemele word getref, die springbane kom by die afgrond uit, en dan is die engele van die praat van die rivier. Wat opneem. So daar sien ons die eerste 6 bassyne wat plaasvind, maar nou wil ons weet wat met die 7de bassyn gaan gebeur, en dit word vir ons gesê, wat die 7de bassyn wees. Iets in die tydperk gebeur, dat die verborgenheid van God oopgemaak sal word, en dat die volle evangelie verstaan sal word. So hier is 'n paar laaste dinge. Die boodskappers is daar in die donker diep, Openbaring 11:3. Die boodskappers word gedood na 1260 jaar en word vir 3,5 jaar in die straat gelos vir almal om te skiet, Openbaring 11:7-10. Ek dink nie ek het skryf hier in die
ons kyk net as hy was, anders kan ek dit net van 'n verduidelik. Nee, hy sê nie. Sit nog alles bymekaar. 3,5 jaar het hoeveel dae? Ons werk op 30 dae 'n maand, iets wat werk met 365 dae in ons kalender nie. Ons werk op die eerste kalender, die Hebreëse dae. So as jy 3,5 jaar vat en jy sê 12 maal 30, dan kom jy af op. Waar is my kalkulator? Ons werk 360. 360 maal 3. Dit is 'n wiskundige persoon, kom ons kyk. So jy bou dit so op, maar dit kom neer as jy dit baie mooi kan doen. Ek sê nie baie met my wiskunde, dis maar net nog bewys daarvan. My brein is daar nie, my brein is op tale. Maar as jy optel, dan kom dit op 1260 dae. 1260 dae. Kan jy dan sê, as jy dan sê 3,5 jaar, hoeveel maande sal daar wees? 42 maande. So 42 maande, 1260 dae, 3,5 jaar, alles is een tydperk. So wanneer ons kyk na die tydperk, dan sê dit vir ons is een en dieselfde tyd. Dis net wat verskillend behoort wanneer daar gepraat is daaroor. Maar dan na hierdie tydperk kan hierdie twee getuies doodgemaak word en hulle kan op die straat lê waar almal hulle kan sien. Hierdie keer sê hy 3,5 jaar. Ons kan nou sien waar dit was. Maar dan sê hy en in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom en 1/10 van die stad het geval en 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. So ek lees hierdie teksvers, so wow, dis nou 'n baie interessante teksvers, dit praat van 'n aardbewing. So ergens vanaf 34 na Christus tot en met wanneer hierdie tydperk eindig, daar moet 1260 jaar inkom en in daai tydperk moet hierdie gebeur. So daar moet 'n aardbewing wees ergens hier wat vir my help te verstaan wat dit is. Nou, ek soek hierdie aardbewing. So ek sê okay, 34 na Christus plus 1260 jaar kom neer op 1294 jaar. Google, dit. Encyclopedias, niks. Geen groot aardbewing nie. Kyk, 70 na Christus plus 1260, dan my op 1330 na Christus. Soek oral in my tydperk. Nergens vind ek 'n groot aardbewing wat plaasvind nie. Al wat ek wel kry is die 1755 Lisbon aardbewing. Daarvan word daar baie gepraat. Maar die Lisbon aardbewing praat nie van 'n vriende van 'n stad wat val in 7000 mense wat iets gemaak het. Van hierdie tydperk wees nie. So, die belangrike Hebreëse kalender het 30 dae in 'n maand en 360 dae in 'n jaar gehad. 1260 dae, 42 maande, 3,5 jaar kom af op dieselfde tydperk. Wat gebeur in hierdie tydperk? In hierdie tydperk, volgens Daniël sê hy, daar kom 10 koninkryke. Uit hierdie 10 koninkryke is daar 'n klein horing wat opstaan en hy praat God lastering teenoor God. Hy vervolg die heiliges in hierdie tydperk. Hy probeer om tye en wette te verander en hy regeer vir 1260 jaar lank. Hy het oë en 'n mond soos 'n mens. Beteken die mens is in die beeld van God geskape. So daar is 'n beeld van goddelikheid in hom, maar hy praat ons dinge. So hierdie kan 'n godsdienstige mag wees wat in hierdie tydperk moet regeer en wat hierdie dinge kan doen. Wie was dit? Rome. Wat het oorgeskuif het na die Katolieke stelsel toe. So, hoe dit gebeur? Ons kyk. Hierdie klein horings het dan 3 horings ontwortel. Beteken 3 koninkryke vernietig hy heeltemal. You and your future, bladsy 49. The Heraldry, ruled over Rome. In 493, they surrendered. The power that replaced them was the Ostrogoths. In addition, the Vandals posed a threat to the supremacy of the Catholic Church. Dit was die 3 groepe
wat vasgestaan het en die oorgegee het aan die maag van die Katolieke Kerk. Hulle het gesê, ons sal nie oorgee nie, ons sal vasstaan op dit wat ons glo is reg. En daarom het die Katolieke Kerk hierdie drie koninkryke vervolg. It became clear that the year 538 was the decisive one that the Ostrogoths were forced to fall back from the siege of Rome. From that point onwards, the papacy assumed authority. So in 538 neem die pausdom alles oor en begin om te regeer. So erg dat hulle dit reg kry om konings te kry om onder hulle mag in te kom. En as hy koning nie gedoen het wat hulle gesê het gedoen mag word nie, dan is hulle vervolg. Daar's een koning wat moes gekom het. En dis in die geskiedenis opgeskryf wat hy doen. Is hy bring vir die koning daarna toe. Hy saam met hom, die koning kom in die middel van die winter. En hy beveel dat hierdie koning al sy klere uitgetrek word behalwe sy onderklere en daar moet hy in die wind staan vir 3 dae lank te wag om uiteindelik die paus te voorsien. Dis hoe erg dit was. En dit was om 'n voorbeeld te stel vir al die ander koninkryke om te sê as jy nie kan doen wat ek sê jy moet doen nie, dan gaan jy met die poel om onder my mag te wees. Dit is hoe erg hierdie pauslike mag was. Toe 538 na Christus het die Roomse Katolieke Kerk godsdienst en die politieke mag by mekaar gebring en een stelsel geword. Openbaring 11:9 en mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en 'n halwe dag lank sien en die toelaat dat hulle lyke in 'n graf gelê word. So hierdie tydperk is nou nadat iets gebeur het met die pauslike mag, kan hierdie twee getuies doodgemaak word en almal van dit sien. So, wat presies het gebeur? Ons weet in 1789 is die paus gevange geneem. Die hele pauslike stelsel wat alles beheer het, breek op. Hy word net 'n godsdienstige stelsel wat nog steeds 'n magtige beheer het oor die nasies, maar nie meer soveel invloed het nie. Hy het 'n goddelike bond ontvang. So die Bybel ook daarna verwys. So in 1798 is die pausdom uit, maar dan sê dit vir 3 en 'n halwe dag, vir 3 en 'n halwe jaar, is daar iets wat kan gebeur, en hierdie getuies kan dood wees, en almal gaan dit raak sien. So ek kan sê, ek wil weet, waar kom hierdie so die dan punt oor die aardbewing en hoe kom dit alles by mekaar en die eerste keer toe ek hierdie aanbieding sou doen, lees ek hierdie stukke, ek vat die grootheid, ek lees wat sy sê oor, en ek stap in die huis en ek sê vir my ma, ek kan nie hierdie lesing doen nie, want ek het geen vaste konkrete bewys oor hierdie behalwe wat in die grootheid staan nie. Dus ek maar Hendrik, het jy daaroor gebid? Ek sê, ja, ek het daaroor gebid, ek het al alles gestudeer wat ek kan studeer. Al wat ek kry wil die tydperk is wat die Gees van Profesie daaroor skryf, en ek wil nie net daarop fokus nie, ek moet 'n duidelike antwoord van buitekant af, wat dit bevestig, dan sal ek daarin glo. Dis van, kyk, dis die donderkrag aan. By Sabbat, so ek hierdie lesing gee. En ek weet nie wat ek dit gaan doen. Klim in die bed, en slaap. Baie gesê wat ek julle moet vertel, vir die van julle wat al Caribbean, of wat Pirates of the Caribbean gekyk het, ek kon amper so iets, nee, ek het nie daarna gekyk nie. Ek het nie enigiets gekyk wat hiermee te doen het daaraan nie. My fokus was, ek wil weet wat daai tydperk was. So ek droom. Ek is op die ou tydse skip. Nou hierdie ou tydse skip is daai wat jy nog die kaptein se kajuit bo gehad het agter in die skip. En ek kom af onder in die skip in en ek kom op die onderste dek. En daar kry ek koerante wat met my pad. En ek pad met die koerante, hoe meer ek die koerante pad, hoe meer kom op. En ek kry hulle net nie oor binne, maar ek kry dan maar reg om weer op te beweeg na boot toe. En skielik maak die bootste
gedeelte oor, en lig kom in, en 'n stem sê vir my, kom na boot toe, die kaptein wil met jou praat, en soos ek op, en ek gaan in, en ek kom in die kaptein se kajuit, en al wat ek sien, is die gedaante wat daar staan, heeltemal verlig, ek kan nie sy gesig sien nie, en hy sê vir my, waarom hou jy aan om met die verlede te veg? En ek skrik wakker. Toen oké, julle. Ek kan. Ek wil 'n antwoord hê. Ja, ek is besig met 'n veg van die verlede. Ek weet wat daar staan, maar ek soek 'n duidelike antwoord om hierdie ding te openbaar en te wys. Dit is nie net artiste wat dit glo nie. Hierdie word gesien wêreldwyd en dit is bevestig as geskiedenis. En ek kry die volgende. The People's Bible knows commentary. Earthquake is a symbol of commotion and of a political or religious changes. The earthquake is caused by the exaltation of two witnesses. The result is that a wicked city is shaken and a part of it falls. Meneer Welkom gewonnen. Want te skryf hierdie kommentaar alles wat in die groot stryd staan. En dit bevestig. Dit is wat daar staan. Hoekom moet ek eers gaan slaap en droom kry terwyl ek nog op maandag afsoek? En hier kom dit. Dalk het ek dit nie wis gekry. Dalk was ek so vasgevang dat ek nie dood was nie. En daai Vrydagoggend, vroegoggend lees ek hierdie raad en sê, wow. Hier is my antwoord. Hier is die bewys dat dit nie net ons as Adventiste is hierdie waarheid nie. Die Here het dit geopenbaar en nog hulle was bereid geweest om dit neer te skryf. So in 1802 van die Franse revolusie plaas. En in daardie Franse revolusie vind ons dat van hierdie tydperk af tot daar is daar bloed in enige Bybel gelees van. Wat was hulle rede? Hulle het gesê, as 'n godsdienstige stelsel, as gevolg van 'n Bybel, soveel mense kan doodmaak, hoe kan ons toelaat dat 'n Bybel nog steeds gelees word? Van dit weg. Ons kan nie toelaat dat dit weer gebeur nie. En daar's meer mense doodgemaak in daardie 3,5 jaar as die hele tydperk van die donker. So ver dat die mense in opstand gekom het en die leiers in gevangenskap geneem. So, 1798 tot 1802 die landbourevolusie vind plaas in Brittanje, die industriële revolusie vind plaas, en die verklaring van menseregte en burgerregte in die plek van die wet van God word in 1789 goedgekeur deur die nasionale vergadering van Frankryk. Wie het die 2010 of 2012 so Olympiese spele so openingsseremonie gekyk? En doen self guns, om kyk, daar is op YouTube. Ek gaan kyk beelde wat hier plaasgevind het. En luister na die woorde wat aan die einde gesê word. En dis dit jou nie koue dit opsie om te weet, kyk waar ons lewe. Dan weet ek nie wat nog goed is. Maar weet jy wat sê hulle? En dan die een wat daarna gevolg het, die wat sê aan die Olympiese spele van die mense wat die Paralympics doen hulle dieselfde een min of meer. En dan albei sê hulle, a new law has been established for humankind. En dan bring hulle die menseregte. In die geskiedenis het hulle dit gedoen. So 1802, wat gebeur? Godsdienstvryheid word weer gespeel. Die Bybels word gedruk. Minstens 200,000 per dag. Die eerste sendelinge word weer uitgestuur en die laaste van 7,000 hoogamptenare word tereggestel, naamlik koning Boos. Een wat net na die paus aan gevangenskap geneem is en gesê, die Bybel moet verban word. In Frankryk verklaar onafhanklikheid van die Rome. Groot aardbewing het plaasgevind. Dit was nie 'n aardbewing nie. Dit was hierdie stelsel wat die Bybel wou wegneem doen, wat uiteindelik opgebreek is. En die Bybel kom weer na vore.
Openbaring 10 vers 5 tot 7 sê, maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy die besuin sal blaas, dan is die verborgenheid aan God verbring, soos hy die blye tyding verkondig het. Tyding geplaas. Waldense en Wycliffe sê Bybelse gesag. Johannes Hus sê gehoorsaamheid. Martin Luther sê daar's genade. Calvin sê ons moet groei, die Heilige Gees is die proses om die groei te sê. Die ander Baptiste sê daar is net een doop, dit is die groot doop. So die Romeinse Katolieke stelsel van klein doop word weggedoen. En nog steeds vandag word daar baie iets gedoop. Hoekom? Want ons hou vas in die Calvinse stelling wat gemaak. Hoewel hulle self hervormers noem, hou hulle vas aan die Calvinse stelsel. Maar uit die Calvinse stelsel het die ander Baptiste gekom sê nee, die Bybel sê net groot doop alleen. Dis hulle was daar ander mense wat dieselfde goed aan vashou het en die goed opgebring het, maar die volgende een wat pertinent uitstaan is die Wesleys wat kom en sê heiligheid is wat nodig is. En William Miller kom en hy sê die oordeel. Hoekom het hy die boodskap van die oordeel ontvang? Want dit was op die regte tyd vir hom gegee. En hy kom met hierdie boodskap, maar gelukkig sien hy nie die groter prentjie daar. En hy begin om te verkondig, Jesus kom weer. Jesus kom weer. 22 Oktober 1842, dit was eers 1843. En toe van die ouens wat saam met hom was, weer die tipe werk wat hy gedoen het, gekom hulle om te sê, jy het 'n fout gemaak met wat jy gesê het. Die fout wat hy gemaak het is, hy het getel vanaf 0 af, in plaas van 1 af. Toe hulle daar sien, toe wys hulle dit vir hom en uiteindelik stem hulle saam en hulle sê, op 1844 van Jesus weer kom. Het Jesus gekom? Maar ons is nog hier so lekker. So het hy fout gemaakt. Het hy fout gemaakt deur om te sê, Jesus gaan weer kom. Wel, hy het wel 'n fout gemaakt deur om die gebeurtenis nie te verstaan. Maar die datum was reg. En Adam Edson stap daarna in die koninkrag en na hierdie belewenis wat hulle gehad het, bedroef. En skielik kyk hy op en hy sien die hemelse heiligdom voor hom oopgaan. En hy sê, maar ons het die gebeurtenis verkeerd gehad, nie die tydperk. Dis toe Jesus begin het met die finale skoonmaakwerk in die hemel. Daniel sê, dat bereik my wenke en die geskiedenis. Johannes sê, as jy net kyk wat ek vir jou wys, dan gaan jy verstaan. Daniel 12 vers 1 sê, in die tyd sal Michael die groot vorste voor jou sinnings van jou volk staan optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos dit nie gewees het, vanaf 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat die boek opgeskrywe staan. Ek het baie gehoor, daar's baie predikante wat sê, hierdie tydperk moet iets met 1843 gedoen het. Dis wat oké, maar dis wat die teks my sê. Wat die teks my sê is, ja, Michael gaan opstaan, maar dan wat? Hy kan oor die volk, of oor die kinders van jou volk staan, maar in die tyd wat hy gaan opstaan, gaan daar 'n groot benoudheid kom. So hierdie is iets wat in die toekoms moet gebeur, want die groot tyd van benoudheid het nog nie gekom. So wanneer staan hy op? Wanneer gebeur hierdie dinge? Wat moet ek raak sien nie? Wat is hierdie bewys wat ek gee en die geskiedenis wat saam met dit geval? Openbaring 11 vers 11 en 12. En van die tyd af dat die voortdurende offer afgestap en die ontstekkende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Reg Daniel, nou moes dit waar gewees. Ek het min of meer die idee, maar as ek weet oor die einde, maar help my om net te verstaan. Hoekom het jy hierdie geskryf? Hoekom het jy nog 2 tydperke ingebring in plaas van net 1260 en 1260 en 42 maande? Wat het hierdie tydperk te doen met alles? So ek soek. En Alberto Tim, PhD van Andrews University, skryf 'n hele geskiedkundige boek
oor William Miller. En hy kan al die nou wil ek sê boeke, was nie boeke nie, dit was ook manuskrip wat hy geskryf het. En hy plaas dit binne in hierdie boek. En die volgende haal hy aan. William Miller 1782 tot 1849, ek kan probeer om dit Afrikaanse vertaal vir sy rand, wat hy maklik kan sit, op sy deur, het geglo dat die 1290 jaar en die 1335 jaar begin het in 508 na Christus. Met Clovis se oorwinning oor die Visigote. En dit was die duidelike stap waar die politiese mag en die kerkmag by mekaar gekom. En dit is so die katholieke kerk gevestig is. En daarom kon hulle van daardie tydperk af die mense vervolg wat hulle as heretics beskryf het. En dat 1290 jaar vervul is in 1798 die Paus Pius die 6de deur die Franse weermaak in hegtenis geneem. So die tydperk is al die tyd een en dieselfde tydperk. Dan 1335 jaar sou aangaan vir 45 jaar verder tot aan die einde van die 2300 jaar wat in Daniël 8:14 ontstaan is in 1843-1844. En hierdie was die, wat is interpretation? In Afrikaans? Interpretaties, vir onderwys en die wat vanaf my naam. Hier was die interpretasie wat deur die vroeë Sabbat houende adventiste gehou is, en dit word ook aan die kundige posisie van die 70 adventiste daar tot op ons vandag. So wat sê die tydperk? Alles een en dieselfde tydperk gewees. Ek hoop nou praat hulle lekker daarso oor hierdie tydperk. Maar nou het jy die antwoord. William Miller het net teruggegaan in plaas daarvan om dan te sê dit is tydperk wat wel by die toekoms sal kom, sê hy nee. Wat 30 jaar terug. En dit is kom hy 'n bietjie meer langer uit as in die 1260 dae. En dit is toe die eerste oorlog begin het wat daarna gelei het dat die Katolieke Kerk uiteindelik die volle maan kon oorneem. En dan net 'n paar jaar daarna, 45 jaar daarna, 1335 jaar wat eindig in 1844. En dit is die posisie wat die 70 Adventiste Kerk tot vandag toe hou. So, ons sê dan 457 voor Christus, dit is toe die gevelde gees 408 voor Christus, daar is die tempel herbou, 27 na Christus, Jesus word gedoop by die gesalf van die Heilige Gees, 31 na Christus, sterf aan die kruis, 32 na Christus word Stefanus gestenig, die boodskap van uit na die heilige. 70 na Christus is toe Jerusalem enorm vernietig is, wat deel was van die bewys van die tydperk. 538 na Christus kon word die godsdienstige mag en die politieke mag by mekaar gesit uiteindelik en in 1798 breek Frankryk hierdie mag en in 1802 uiteindelik kan die Bybel geneem word en versprei word. Dis volgens daar later in Openbaring staan, hulle word opgeneem in die hemel en hulle vaar op en almal sien dit raak. Die Bybel word weer bevestig as die woord van God. So die profetiese tydperk vervul. Openbaring 11:19 en die tempel van God het in die hemel opgevang en sy verbondsark is in sy tempel gesien. Wanneer gebeur hier? As ons gaan na Openbaring hoofstuk 11, dan lees ons wanneer dit is. En dit vertel ons wat die tydperk is. So onthou, die engel het vir Johannes gesê, wanneer die 7de engel sy trompet gaan blaas, dan van die verborgenheid oopgemaak word. En die verborgenheid het verwys na wat daar in die allerheiligste se plaasvind. So ons lees die volgende. Vers 15.
En die sewende engel het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in al die ewigheid. En die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U 'n groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertoornd en die troon het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om loon te gee aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat die naam lees, klein en groot en om verderwers van aarde te bederf. Klink dit soos die ondersoekende oordeel? Ja, dit doen. En die tempel van God het in die hemel toe gegaan en sy verbondsark is in die tempel gesien en daar was weerligte en stemme en donder slaan aardbewing groot haal. Nou, daar is dan baie wat sê, hier is die wederkoms. Wel, wat ek gedoen het om seker te maak, het ek gaan kyk na wat die James White geskryf oor die 7 trompette, en dit is beskikbaar op internet, van klik net in The 7 Trumpets of Revelation, James White, en daar kry julle sy hele boekie wat ek geskryf het oor die 7 trompette, en hy gaan, wanneer hy kyk aan die 7 trompette, en hy maak dit oop, en hy sê, hierdie is die tydperk van Jesus in beweging, om die laaste werk te doen, in die allerheiligste plek, om die hemel finaal skoon te maak. Soos net ek wat sê, dit is wat dit is nie. James White het dit ook geskryf in die boek wat hy gedoen het, oor die 7, wat sy nou wat so plaas. So die voorhangsel, 1 gordyn, 2 klere, klereps op die gordyn, 2 pilare wat die gordyn dan laat lyk, of dit 3 aparte gordyne is, en tussen elkeen is daar 'n engel gordyn. Ons ken dit as die 3 engele boodskap, is waarna ons gister gekyk het. Wat sê die boodskap? En ek die ander engel in die middel van die lig gestuur met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies, stamme, tale en volke. En waarmee begin hy? Hy sê, kom, weer son, my. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God, gee ons heerlikheid, want die wat het begin? Die uur van sy oordeel. Die verbondenheid is oopgemaak, so hierdie engel begin weer om te sê, wanneer hierdie boodskap uitgaan, beteken dit, dis die tyd wanneer die laaste oordeel gaan plaasvind, en die ware aanbiddingsdag gaan nou prominent gemaak word, want dit is wanneer jy die God moet aanbid, wat die hemel en die aarde, die see en die water gemaak het. En 'n ander engel het gevolg gesê, beval het Babylon, die groot stad, omdat hy die nasies laat maak drink het van die wyn en die grimmigheid van haar hoedery. Ons het gesien, wanneer het Babylon geval? Toe die koning gekom het, Belshazzar, en hy sy wyn ingeskink in die bekers van die tempel, wat hy laat gaan haal het, dat het Jerusalem uitkom. Wat vertel hierdie tweede sê, in hierdie tydperk gaan die ware boodskap van God oor die val sy inkry. Dis waarom ons versigtig moet wees, want Babylon gaan val, en ons moet vasgevang word in haar strikke die, ons moet weet wat die waarheid is. En 'n ander engel het vervolg en gesê, as iemand dan die dier in sy beeld kan bid, en sy merk op sy voorhoofd of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en die lam. En die rook van hulle pyniging van op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier in sy beeld kan bid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Dit is baie mooi te sien. God sê, as jy in my sabbatsrus inkom, rus jy van jou werker, net soos hy van sy werker is, as ek 'n ander dag kies om te aanbid, en ek gaan terug van die wêreldse manier nie, sê Openbaring, ek gaan eet, rus hê, want sal wat hulle wil sê oor daardie dag. Daar's 'n dag. En ek moet kies wat die merk is. So hierdie 4 pilare, die wederkoms, die eerste boodskap wat uitkom. Onthou, die pilare se doel was gewees om daar die ondersteuningsbasis te wees waarom jy gordyn moet aan. So die boodskappe wat gaan uitkom, die pilare moet dit wees wat die enkele boodskap gaan ondersteun. So die eerste boodskap wat kom, die wederkoms. En dit vat weg hierdie valse leerstelling wat ingekom het oor die wegraak.
Dit kan letterlik wees. Die bassein kan blaas. Die tweede een wat daar in die saak kom is 'n oordeel wat plaasvind. Die heiligdom word oopgemaak en hulle sien as dit wow. Ja, die wederkoms sal kom, maar hulle het dit daar gesien aan die begin hier vir 'n rede, maar toe word dit geopenbaar en dit sê daar's 'n finale oordeelswerk wat gaan plaasvind. Die vierde een is die Sabbat, die ware aanbidding. Dit word terug in die tydperk kan die ware aanbiddingsdag weer prominent gemaak word. En die vierde een wat in die tydperk kom is toestand van die dode. Want wat word geleer as jy sterk dan van jy op hemel help toe op die Katolieke sinne is you going to purgatory. En daar bly jy en iemand moet kom en betaal sodat jy daar kan uitkom en dan kan jy op hemel toe om jy kan help. Afhangende van hoe goed of sleg jy was. Nou, hier is my vraag. Hoe weet ek hoe goed of sleg iemand was? Is ek kom? Te sien wat kom hier uit, dit hierdie boodskap. Daar hele stelsel waar dit gebou was, wat moes vernietig word, word uiteindelik vernietig vanaf 1844 af, met God se waarhede wat een na die ander een nou prominent gemaak word. Die ark. Of vinnig die studie beweeg sê daarna kyk, maar net wat elke beteken, ek wil nie daarop net stil staan nie. Ek kan net vinnig daarop werk. Die ark self God se groot voor. Hier by die ark is waar die engele met hulle vlerke oor mekaar staan, koppe gebuig. Wat stel dit voor? Die troonkamer van God. In Openbaring beskryf dit ook. Jesaja beskryf dit, Jesaja beskryf dit. Die versoenstelsel is dan onder die engele, maar tussen die versoenstelsel en tussen die engele en die wet. Wie staan my in? My versoening. Ek kan nie hierdie wet op my eie hou nie. Die oorspronklike drink of ek kan opsit. Die oorspronklike tablette wat gemaak was, spesifiek vir die uitstalling, was blou gewees. Soos wat jy daar kan sien. Ongelukkig omdat dit vervoer was te breek. En wat gebeur is, ons kom in Visserkerk en ek moet die lig opsit, dat dit bietjie meer verhelder is en ons bietjie donker kweet. En ek sit dit mooi op dat dit op die blou tablette staan en ek stap na agter in die kerk toe om 'n foto te neem. En toe ek agter in die kerk kom en ek kyk na daai blou tablette, kon ek niks sien. Maar hoe nader ek kom, hoe meer begin ek te sien en skielik tref dit van. Hoe verder ek van God af is, hoe meer wys dit my sonde uit. Ek kan nie die volmaakte karakter van God raak sien. Maar hoe nader ek aan hom beweeg, en dis wat die Heilige Stelsel my leer, hoe nader ek beweeg, hoe meer begin dit uit te kom en ek kan duidelik sien waaroor sy karakter gaan. Daar was my baie mooi voorbeeld. En dit is dieselfde idee. As ek hierdie kant is van die heiligdom, dan staan hierdie pragtige die altaar met breekwerk voor my. Ek sien nie God se gebooie nie. Maar stap in. Kom in sy teenwoordigheid in en wat sien ek? My versoenstelsel. Ek sien vir Jesus wat vir my instaan en hy word vir my die ware karakter. My vra nou vir my aan dat ek in hom sal wees. Nie ek en hom net hy en my kan. Hy wil sy lewe in my uitleef. Hy wil sy karakter in my plaas. Dis kom ek vra dat my hart besny moet word, dat hy kan begin om daarmee te werk, om my te verander. Dat ek daai karakter kan begin uitleef. En dit is waaroor dit hier kan. Hy is my versoenstelsel. Hy word my karakter. Deur hom kan ek hierdie karakter begin uitleef. Maar dan is daar 'n paar dinge wat ons moet onthou. Die staf. En hierdie staf het baie om te vertel. Maar die een ding wat dit vir my vertel, wat my herinner as ek hierna kyk is, ek kan nie sê wie God se leier is nie wees. Ek kan nie kom en sê maar hierdie moet daar wees en daai moet daar wees nie, want dit is nie ek wat kies nie. As ek moes kies het, sal Judas nooit. Dis 'n nooit deel gewees het van die 12 disippels. Want ek sou definitief sy karakter van dit sien.
Het Jesus sy karakter getoets? Het hy sy karakter geken? Ja, hy het. As ek God was, het ek nie Aaron gekies om die hoofpriester te wees. En hy het die volk gelei om 'n goue kalf te aanbid. Het God wat Aaron gekies om die hoofpriester te wees? Of nie hulle die prentjie te sien? Het is maklik om te sê wie dan wees nie moet wees nie, hè? Hy het getuig. Die God met manna, Jesus, die brood van die lewe, die een wat moet sien. En dit was daar in die ark geplaas om die volk te herinner, en dit is wat het my herinner, is om te sê, onthou wie Jesus is, hy is die een wat kies. Hy is die een wat voorsien, hy is die een wat die ware gedaante van God is. So dit is wat die my voorstel. Maar hier in die allerheiligste, daar waar hy instaan, kom ons gaan vinnig weer hier. Die fatsoensdag, die trompet het geblaas, dit wys die tempel word oopgemaak, die ark word gesien. Maar wat presies moet ons daarin leer? Wat gebeur in hierdie tydperk? Levitikus 16 vers 3, 11 tot 14. Die hoofpriester moet versoening maak vir hom en sy huis met die bloed van die wolf. En my eerste vraag wat ek plaas, hoekom as die hoofpriester die volmaakte beeld was van ons hoofpriester moet hy versoening doen vir sy huis? As hy dan mens was soos ek, dan kon hy ons versoening gedoen het vir sy sonde saam met die volk se sonde. Iets maak net my heeltemal sin nie, en toe tref dit my. Hy maak versoening vir wie? Sy huis. Waar het sonde die eerste keer plaasgevind? Nie by Eva. Ek wil my stel bo. Ek wil op sy troon sit. Sonde is die eerste keer in die huis van God. So Jesus se versoeningsdood, sy eerste werk wat hy doen, is hy kom maak skoon vir die huis van God. Sonde kan nie meer inkom nie. Satan is vir eens en vir altyd uit. Hy kan nie meer in die hemelse heiligdom kom nie. Hy kan nie meer die hemel betree nie. Hy kon dit voorheen doen wanneer hy kon inkom, toe ons lees van Job. Dan lees ons van nog ene waar Agab en nou kan ek nie vinnig op die konings se naam kom nie, maar die twee konings het bymekaar gekom van Israel en Juda, en hulle het gesê hulle wil van pad. Nou in die boek Konings lees jy die een verhaal, en dan in die boek van Kronieke lees jy 'n tweede verhaal. En die een verhaal, kan nie dan as Konings of Kronieke is nie, ons kan net van oplees, maar die een verhaal sê daar was 'n vergadering in die hemel gewees, en 'n valse gees het onder hulle ingekom. En God het sê, wie sal ek stuur om 'n valse boodskap te gee? En hierdie valse gees sê, hier is ek stuur my. Wie was daai valse gees? Satan homself. Maar na daardie tydperk, sê Openbaring 12 vir my, toe Jesus aan die kruis gesterf het, en hy word opgerig aan die hemel toe, is Satan finaal en altyd verban. Hy kan nie meer inkom nie. So die eerste werk wat Jesus doen, is hy maak die hemel skoon van wat sonde gedoen het in die hemel. Hoekom die hoofpriester versoening doen? Want dit is 'n beeld van wat Jesus gaan doen wanneer hy begin met sy versoeningswerk. Hier is nog een. Ek dink nie ek het dit hier opgesit. Nee. Die hoofpriester se klere wat hy moes aan het, wanneer hy sou inkom, was witlinne met 'n goue gordel met 'n wit hoed. Hoe verskyn Jesus aan Johannes van Patmos? Openbaring hoofstuk 1. Hoor hoe beskryf hy wat hy sien. Hy sê, en toe ek omdraai om te sien wat die stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai sien ek 7 kandelaars, hierdie is van hoofstuk 12, hoofstuk 12, van vers 12. En tussen die 7 kandelaars skyn soos 'n stem van die mens met 'n kleed wat tot op sy voete hang, en gekord om die bors met 'n goue gordel. Presies dit wat die hoofpriester sou aangetrek het, wanneer hy die versoensdag se proses sou begin, is dit wat Jesus aanvaar het, toe hy aan sy getroue disipel mense. En die kleed van versoening. So die versoensdag se werk het al begin in daai tydperk, want hy die hoofpriester mag nie in die allerheiligste ingaan tot op die regte tyd.
So hy kan die offer doen vir hom en vir sy gesin, maar op die regte tyd, op 'n bepaalde tyd, dan mag hy eers in die allerheiligste ingaan. Daarna word die lot gewerk op 2 bokke, die sonbok en die bok wat in die woestyn gaan, en die sondebok en die ram word dan geslag. En dit is wat die hoofpriester dan neem met die bloed en hy kom doen versoening vir die volk. Maar sy proses wat hy moet deurkom is hy bring daar die wierook saam met hom, wat hy binne in die wierook wag insit, en hierdie keer in plaas van om 1 hand saam te bring, sê hy was 2 of 3 hande vol wat hy moes bring. En dit aansteek sodat dit 'n loop kon gemaak waar die hele plek gevul het, sodat hy kon ingaan in die allerheiligste plekke. Openbaring 13 vers 13 en 14, hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde vir die oor die mense en hy verlei die bewoners. Praat van hy nou van die ander die. Nou moet ek hierdie teks ingesit. Want sien, terwyl hierdie praat van wat Jesus doen in die hemelse heiligdom, is daar iets anders wat gaan plaasvind hier op aarde. Weereens, hierdie is heiligdom taal. En ons lees dit nie altyd so daar nie. Want ons het baie meer skrywers wat daar geskryf het en gesê dat die tekens wat hy gaan doen is, nou al die tekens wat gedoen word, in geval om in die wonders, en die vuur wat hy laat uit die hemel neerdal is die valse Heilige Gees. As om iets jou moet na te dink. Wanneer het vuur uit die hemel neergedaal? Eerste keer waarvan ons duidelik van lees is in boek van Levitikus. Die tempel word ingewy, Aaron en Moses kom uit, hulle het alles gaan regsit. Dit is gereed sodat die priesters nou met hulle werk kan begin, en toe hulle uitkom en hulle gaan staan voor die volk, toe kom daar vuur uit die hemel uit neer op die altaar. En die hele volk val neer en aanbid. Die tweede keer wat dit weer gebeur is toe Salomo sy tempel inhou. En weer gebeur dat die priesters kom hierdie keer uit as gevolg van die wolk wat vervul het, en toe hulle uitkom, toe begin koning Salomo te bid. En hy doen 'n pragtige gebed wat praat van, as die volk die doen, sal hy die doen. As hulle dit doen, sal hy die doen. En dan kom hy by die einde van die punt wat hy God verheer, wat hy sê op die tyd wat hy dit doen, kom vuur uit die hemel neer en verteer al die offers wat op die brandofferaltaar is. En die volk val neer en aanbid. Die derde keer toe dit gebeur, is Elia op die berg en daar's 2 altare. Die een altaar en die ding waar ooreengekom was, die altaar waar daar vuur uit die hemel uitkom, daai persoon is God. Soos dit Baal is, se God is se God. Baal het dit nie reg gekry nie. God steek vuur uit en wat die volk? Hulle aanbid. Hy doen ook groot tekens, sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde vir die oë van die mense, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard word ontvang het en lewendig geword het. Van Satan weer 'n heilige stelsel weer gebruik hier op aarde, om die fokus weg te neem van ware aanbidding na valse aanbidding. Hierdie teks het my ons wat iets sien wat ons nie, ek dink ons het ooit gelees. Onlangs vertel ek nie van jy geluister na die episode, waar Walter Piper gepraat het oor die rooi kalwe, so hulle nou gereed maak met Israel, dat wanneer hulle die tempel kan toewy, hulle daai 7 kalwes gaan gebruik daarvoor nie, want dit is die oorspronklike wat gebruik was, toe hulle die eerste tabernakel ingewy. Ek kon nou sê, soos wat iemand op die een keer gesê, you have seen nothing yet. Ons is spin vir 'n ding. Die eindtyd gebeur van so op mekaar volg. En as ons nie hierdie goed ken nie, as ons nie weet die waarde tabernakel werk, die waarde van wees nie, kan daai vuur kom op die verkeerde plek, ons almal kan vir daai vuur neerval, want ons onthou nie wat nou eintlik belangrik is. En dis hoekom dit so belangrik is om hierdie dinge te leer. Nou kyk nou hierdie beeld vir die dier. Hierdie is 'n skrikwekkend om te sien hoe dit stelselmatig deur die media begin om weer verkeerd te word om die aandag weg te vat. So hierdie word in 2009 is 'n film wat uitgekom het oor die Lakar. So hy wys na al hierdie verskeie tekens en probeer om dit te ontsyfer, en in hierdie film wys hy dat dit alles onwaar is en maar net false is.
Maar dan is daar sekere goed wat begin om uit te staan. Maar die aandag maklik kan wegbring as jy nie gevestig is. Kyk wat doen hy hier. En julle sien wat daar agter aan die gang is. Wat sien julle daar? In 2018 Mission Convention kom een van die leraars na my. Hy sê hy was sopas in Egipte gewees. En hulle is weer in die museum en hy neem 'n foto van een van die gode. Ek kan nie onthou die God se naam self nie. En die God word so uitgewoon. En as jy dit nie weet nie, wat is die eerste ding waarom jy kan dink as jy nou jou Bybel lees? Jy kan daarom dink. Maar die fokus word wonderlik geskuif. Ons jong mense word blootgestel aan hierdie ding. Daar's net 'n bietjie help so daar. Jy sien hoe lyk dit. Plaas van na mekaar te kyk hulle weg en die werk verwys weg van mekaar. Al daai kultiese tekens hulle hoes. Net so interessantheidshalwe, al die goed wat hierbo was, kom uit Egipte. En dit word tot vandag toe nog gebruik as jy dalk baie mooi gaan soek in die kultiese beweging en in 'n ander spesifieke kerk. Daar is nog een wat daar so gewys word, hierdie keer is dit die troon waarop hierdie persoon nou sit en daar kan ons weer eens sien dieselfde uitbeelding word gewys. Dan, wat is hierdie ou? Wat hy in sy hand? Hy het 'n goue beker in sy hand en hulle drink iets daar uit wat die ou wat daar op daai stoel gesê, it's the wine. Dis 'n spesifieke woorde. Maar die film is dit is nou iets wat hulle kan drink, wat hulle sal weerhou sodat hulle nie doodgaan wanneer hy nou is spesifieke plaag sal uitlaat oor die land. Wat weet ons van wyn en bloed en dit wat beskerm, wat die deurposte moet wees? So 'n klein goedjies wat jy begin om raak sien in hierdie goed wat hulle probeer om die aandag weg te bring. Toe hierdie goed sien, sê ek, nee. Ek dink nie ons het 'n benul wat aangaan in hierdie okkultiese wêreld nie. Hulle bring dit af na vore, klein goedjies. Hier is dat ene wat hulle gedoen het, from darkness to light. Die een oog, maar kyk hierdie keer, in plaas van die engele van mekaar wys, wat doen hulle nou? Wie is dit daar? En in plaas dat dit die wet van God onder is dit hierdie boek wat aan mekaar gestel is, wat genoem word Human Rights. Daar is die belangrik, twee van hulle, daar is die 14, en so kan jy deur al hierdie tekens gaan wat hier is, en jy gaan by elkeen van hulle sien, hoe een na die ander is. Bybelse waarhede is, daar is die ark, by the way, met 'n hartjie en 'n anker, en so wat hulle al die, daar is die vrou wat geblind is, die symbool van oordeel, daar is die pilare wat opgaan, daar is die heiligdom. Wat doen hulle? From darkness to light, ja? Daar's aan die ene wat mooi uitbeeld, jy lees op buitekant, een van die Vatikantuine geneem. Daar ontvang hy 'n baie spesiale geskenk, wat hulle sê 'n kopie van die 10 gebooie is. Dan hierdie word in 2010 prominent gemaak en dit word versprei in Europa. Lyk mooi, né? Wat sien ons? In plaas daarvan dat sy staan op die maan, staan sy op die son en sy kap die slang se kop. Wie het die slang se kop gekrap? Maria Magdalena. Nee, Jesus. Wat word hierdie vrou genoem? Medalla Milagrosa. Maria Magdalena. Wat van hierdie ene? Daar is die sterre om haar kop, daar is die kruis baie mooi gesit, die 7 Dolorosas de Maria. Aanbidding van Maria. Dit is die speelgoed wat aan die kinders nou in die winkels beskikbaar gestel word. Dit is hulle die sense 2 vers 4. Die eerste wat ons bereik oor al wat God genoem word, op voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit en voorkeer dat hy God is. Wat wou Satan van die begin af doen?
op die troon sit. Paulus sê hy gaan dit kom doen, maar nie in die hemelse aantal nie. Hy gaan dit doen by die ja. Weet julle wat? Die wyn word gestink. En dit word diep gestink. Ons moet net versigtig wees. Dat is nie daar van drink. Hierdie ene, wat by jou kom. Hierdie was my net so interessant. Hierdie is Rats op kraal en hy glo die paus gaan besoek. Nou ek weet nie van die fliek van Noag gekyk. So hierdie is nog interessant. Eens weer die ark vertel ons die verhaal van verlossing. God van 'n manier daar hê om die wat hom liefhet weer te beskerm. Want hy sê soos die dae van Noag was, so sal dit wees aan die einde van tyd. So die ark ook gebruik om die verlossingsplan te verduidelik. So wat doen hulle met hierdie film? Daar nommer 1, hulle ontmoet hierdie rots persoon wat nou skielik opstaan. En wat sê die rots persoon? Ons is gevalle engele wat in die hemel uitgegooi is, en ons die regte ding wou doen, maar God wou straf oploop. Askies. So die paus wou sien om sê, gelukkig hierdie uitspreek van film wat hier gemaak het. Good. Wat sê? Russell Crowe made Pope Francis during the general audience at the Vatican today. The Noah actor was joined by director Darren Scott and Paramount Pictures Vice Chairman Bob Rockmore when they saw the leader of the Catholic Church at 10:30 a.m. in St. Peter's Square. So, hy het hom ontmoet. En daar skryf hy sê, what a privilege attended the Union Seal with the Holy Father. So hy het aan die mis kan toedoen. Onthou wat gebeur het, toe die Waldense geforseer was om dit te doen, het hulle getaan. Nee, hulle het tot die dood toe nie, hulle lewe die kaart nie, hulle sou nie daar instap nie, hulle weet wie is. En hulle het sê, kom maak ons eerder dood. Wie nou is van, ek ken nie hom. So hierdie backstage, daar stap hulle in, nog 'n foto wat geneem is, want jy mag ons nie binnekant self foto's neem nie, so ongelukkig is daar nie 'n foto van daai. En dan het die direkteur net daarna skryf by, nadat hulle die paus ontmoet het, sê die volgende. The director added, Noah is the least biblical film ever made. I give about a test course. Alan Bronsky, whose film book includes Black Swan and The Wrestler, has wanted to make the film for 15 years and said that he would use it to address environmentalist themes, claiming that Noah was the first environmentalist. Wat is nou op die oomblik besig om te gebeur? Aardverwarming, né? Maar kyk na die film, kyk hoe hulle dit uit. Die aarde is verwoes en God moet dit nou kom regmaak, maar hy gaan hierdie gevalle engele van sy kry. En so kom die gevalle engele uiteindelik daar by die aard van die aard gestort bou, die mense kom in opstand teen die aard, wie kom beskerm die aard? Die gevalle engele. En soos wat hulle nou een na een sneeuwel van die geveg, word hulle skielik opgerig in die hemel uit, en nou word weer die hemel so gedaan. Dis Bybels? Hy ken nog nie. Hy sê dit wel. Maar dit is 'n teken. Dit is 'n teken van die. Dit is 'n merk wat besig is om gemaak te word. En as nie versigtig is nie, so op die fatsoensdag, die hoofpriester verlaat die allerheiligste. So hier aan die einde, wanneer hy kan uitkom, kom hy uit die allerheiligste plek uit. En ons weet, Jesus gaan dit binnekort doen. Hy kan sy hoofpriester kleed uittrek, en hy kan sy koninklike kleed aantrek, net soos wat die hoofpriester gedoen het. En dan kom die hoofpriester met die bloed wat oorbly binne die bakkie wat hy gehad het, waarmee hy die versoening wil doen het, kom hy uit en dit hier by die altaar uitgegooi word. En hierdie altaar is die laaste van die ornamente wat bereinig word. Al die ander ornamente en alles wat daar binne is, het in die bloed van reinig van bloedsinstel. Ons lees in die Bybel van iets wat soortgelyks kan gebeur. Openbaring 15 vers 6 tot 8. En die sewe engele met die sewe plaae het in die tempel uitgekom, bekleed met rein blindblinde en op die bord geskort met wat? Ja. So ek lees, dus kyk na Levitikus 16, sê dit, dat die hoofpriester se seun toegelaat sal word om die brandofferaltaar, die laas
met die laaste bloed wat gedoen moet word, te reinig. Met sy bidklere en 'n goue gordel. Hy mag dit doen. So sê die hoofpriester stel wat dit sou doen nie, sy seun sal in sy plek kom skoonmaak. Wat lees ons hier? Die hoofpriester, en ons het gesien, Jesus het wit linne en die goue gordel op. Hy begin in Openbaring 1 daarmee, dis hoe hy beskryf. Hoe beskryf hy nou die engele wat uitkom om die plaag te kom uitgooi op die aarde? Wit linne, goue gordel. Dit was my so interessant toe ek die eerste keer raak lees en pak Levitikus ek van dis uitbeelding reg hier as jy dit net raak lees, as jy dit verstaan. So die hoofpriester kom uit, sy seun doen die laaste skoonmaakwerk. Die engele kom met die klere aan en hulle gooi die laaste plaag uit op die aarde. Hier is die groot boodskap. As ek nog in my sonde lewe die tyd van die genade deur toemaak en ek dink ek kan nog hier verlossing kom vind. Dis 'n ander ding wat maak. So dit is nommer 1 wat my uitgestaan het. Die 7 engele kom. Hulle het dieselfde klere aan. Hulle volg die beeld van Levitikus hoofstuk 16. Maar dan sê Anja wat kom en sê die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en sy krag en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 plaae van die 7 engele nie volëindig was nie. Hier waarvan gepraat word is die hemel self, God se troonkamer. Alle, Pas mamma. Ja, jy mag hier so sit, ja, kyk jy vir almal hier so, dit net so. Die bewys, wat het gebeur wanneer die tempel kom met rook geword het? 1 Konings 8 vers 10 en 11. Die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die wolk die huis van die Here gevul, en die priesters kom vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die hele huis van die Here gevul. So niemand kon hier binne ingaan tot in net nie. En sê tot en met die 7 plaae nie oneindig is nie, kan niemand weer inkom in die hemelse heiligdom in. Dis goed, dit belangrik is wat ek gesê, die enigste manier vir ons om te weet dat ons gered is, ons kan nie hier gevind word nie, ons moet hier aan die agterkant gevind word, soos die teks sê, at the backside, but still met die Heilige Gees. Waarom ons wacht? Vir die wederkoms. En dis wat die heiligdom ons leer, net weer die herinnering. The remnant that remains of the curtains of the tent, the whole curtain that remains, shall hang over the backside of the tabernacle. Die oorblyfsel, die helfte van die gordyn, aan die agterkant. Waar staan u en ek? Want ongelukkig sit ons met hierdie leerstelling wat sê, as jy doodgaan, dan is jy by God. Hierdie teks sê, wanneer daai 7 plaae uitgaan, kan niemand in die hemel kan wees nie, so waar is die wat dan by God was? Die Bybel sê vir ons waar hulle is. En hulle kragte. Hulle wag vir die woestyn. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Openbaring 12 vers 17, en die draak was 'n tweeling om die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, the remnant, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus sou. Waar is die 10 gebooie? Waar is Jesus nou voordat hy uit die hemelse heiligdom kan uitkom? Hy is in die allerheiligste. Waar ons in geloof na kom en waar ons op bestaan. Hy kan weer kom. Hy gaan uit die allerheiligste uitgewees. Sy kinders te kom haal. Maar voordat hy dit gaan doen, want hy vir dieselfde rede hoekom hy die plaag gestuur het na Farao toe, die plaag weer op die aarde stuur, nie om die mense te straf. Hy doen dit vir dieselfde rede wat hy vir Farao gesê het, hy gaan dit doen, sodat julle nou kan erken dat ek God is. En dis wat ongelukkig moet gebeur. En God kan nie doen omdat hy dit wil doen nie. Hy kan dit doen omdat hy een ander keer sê. Maar weet wat is die mooi van haar 7 plaae? Gods volk was beskerm gewees.
En dink vir jouself, wanneer dit kom, as ons na tyd van vervolging is, wanneer die groot tydperk van gebeur van vervolging. Hoe kan daar mense rondbeweeg met sfere en die son wat brand? Dat moeilik wees. Wat swaar se volk bestaan? Ja, van ons van het tronke gegooi word. Maar die groot strijd, dit is 'n fantastiese boek om te lees, die laaste hoofstuk gesê, dit gaan vol vir hulle asof hulle in 'n paleis bly. Maar God gaan daar by hulle wees. Ons hoef nie bang te wees vir wat. Ja, dit kan ook moeilik wees as hulle my vrou my kinders voor my pad en ek weet in 'n kopdruk en sê kies. Maar dan moet ek al klaar so bevestig wees, ek weet waar ons hoop lê. Ek het al so weet dat ek bevestig is en ek my familie gelei het om God uit te hê oor die liefde wat hulle vir my het. Dit ek sê dit is wel. Ons kan nie ingee wanneer jy ons gees gee nie. Ons het ons lewe nie lief tot die einde. Want ek het dit geleer en wat God gedoen het vir Israel om hulle te los in die beloofde land. Die plan van verlossing is daar. Die weg begin om na die huis toe te kom. Nou, terwyl daar tyd is en alles neer te lê en sê Here, hier is ons. Ek kan nie bly nie. En dan moet laat dat die Heilige Gees begin lei na die beloofde land. Ons beloofde land is voor ons. Joshua en Caleb. God is bring back. Dit word vir ons opgeskryf wat ons kan verwag. En die huis van my vader is 'n baie woning so vas en so deel en sê, ek kan nie julle plek te berei. Dan kom weer om julle te kom haal, so julle nog eers word. En wanneer ek kom met die stem van 'n aartsengel en die wat in my ontslaap het, sal eers opstaan. Staan ons saam, die Here te vermoed gaan in die lig. Verkeer by ons. Nie nou wanneer ek sterf en ek dans ek wil ek wees. En die Bybel leer dit. Maar wanneer ek kom, sy kinders met hom haal. Aanskou in sy heilig. Kom ons kyk nou. Here ons verlang na die dag wanneer U van uitstap. Maar deur genade het U dit nog nie gedoen nie, want daar's iemand wat die boodskap nog moet hoor. En hier sit ons, Here. Ons het die boodskap gehoor, maar nog nie almal is bedien. Help ons om hierdie boodskap uit te dra en vir almal te kom vertel van die wonderlike verlossingsplan, soos wat U dit in die heiligdom vir ons geplaas het. Mag dit wees dat hierdie evangelie die wêreld sal bereik. Sodat kan U kom. Die wat hulle lewens in U geplaas het, gereed sal wees. En ja, Here, soos Paulus sê, sommige van ons mag dalk afsterf, sommige van ons kan nie lewe om dit te sien kom. Maar dankie dat ons daar die belofte het waar ons kan vashou, dit gaan spoedig wees. Ons kyk na wat ons aan kan ons sien hoe die tekens besig is om vervul te word, wat vir ons wys dat die aarde daar aan einde toe kan. Ons het bewyse van wat Satan doen op die aarde, ons bewyse van sonde. Wat dit 'n aansporing wees om sê, ek wil nie verder hier bly vir my hemelse vader. Dankie vir die geleentheid, dankie dat ons een van die Rama hierdie aanbieding kon gedoen het. Dankie vir ons luisteraars wat hier ingeskakel het. En mag ek keer dat hierdie boodskap dan verder sal gaan, sodat almal dit kan hoor. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.